Hartlike goeiemôre aan al die mooi mense. Is u bly om hier te wees? Nou ek wil vra dat u sal staan en dan draai jy net om na iemand toe, gee vir iemand anders 'n mooi handdruk en dan glimlag jy op jou beste. Dus ek is bly toe ek my sê om vanmôre op te gaan na die huis van die Here. Amen. Baie dankie. Nou terwyl ons so stadig met Pastor Stefan sê baie welkom van die Bybelgenootskap, hy kom bedien ons vanmôre en vertel ons so 'n bietjie van hulle werksaamhede, maar ek wil weet, hy bedien so, julle moet hom tuis laat voel en julle harte oopmaak, hy kan goed preek. My kinders het ons eendag by die jeugkamp, by die winterkamp gepreek. My kinders was nog klein, maar hulle kan nog tot vandag toe onthou wat hy gepreek. So, hy kan goed preek, so hy kan maar luister vanmôre wanneer hy die woord van die Here bedien. Nou, ek gaan Pastor Mike vra om die seën van die Here af te bid op ons verrigtinge en daarna gaan ons heerlik, hartlik saam sing. Amen. Bly net 'n bietjie bly. Amen. Baie dankie. Here, ons wil vanmôre saam met die digter sê ons is, ons was en ons sal altyd bly wees om in die huis van die Here te wees. Dit is waar, Here, dat een dag in die teenwoordigheid van die Here is meer betekenisvol dan 1000 dae daar buite. En ons wil vanmôre na U toe kom en ons wil vir U dankie sê vir die geleentheid, vir die gesondheid wat ons het om vanmôre hier te mag wees. En ons wil vanmôre ook erken dat ons gekom het, Here, om U te kom eer en te kom loof en te kom danke vir die goeie God wat U in ons lewe is. Ons het gekom met 'n verwagting vanmôre, Here, en ons wil vra dat U regtig deur U Gees vanmôre in ons harte inspreek. Ons wil bid vir die musikante wat ons nou gaan lei in aanbidding. Ons wil bid wanneer Pastor Stefan bedien, dat U hom regtig sal vashou in die holte van U hand, Here, en dat hy ons vanmôre kom bless uit die woord van die Here. Seën ons samekoms en wees dan in hierdie dienste vereer in die mooi naam van Jesus Christus. Amen. Goeiemôre van die musiekgroep se kant af ook. Soos julle sien, ons op die kant my groep wat vanmôre is, ons sê dankie vir Veronica wat ons uithelp, vir Michelle wat ook kom help hierso. Sy het geweet jy sit tekort vanmôre. Ek sê vir Pastor Mike net, hy sê, gaan jy sing? Ek sê ja, ek moet die leiding vat met 'n lang ei. Erika het verskoning gevra, en is min dat jy op 'n naweek verjaar, so ons gun hulle dit. Ja, waar hulle ook al is, ons glo hulle sal dit geniet dan. So kom saam met ons vanoggend en ons doen ons bes hierdie kant. Dankie Veronica.
sal bid net die Here vir 'n oomblik. Daarby staan, kom ons steek net ons hande 'n bietjie uit. En ons sal bid 'n lewende, heilige God, want U is waardig om gaan bid te word in hierdie plek waar U is vanoggend. God is hier in hierdie plek. Ons eer U vanoggend, ons prys U. Koning van ons harte, koning van ons lewens. How great thou art. How great thou art. Ons sal bid U vanoggend. Ons sal vanoggend kom om te sê, Here, daar is niemand soos U. Niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met U nie. Here, sal ons opgaan in die hemelruim, daar sal ons U vind, sal ons afgaan in die aardkors. U is daar. Sal ons gaan op die bodem van die see, sal ons U vind. U is die blindmolenster, U is die lelie van die dale. U is die roos van Saron. Ons sal bid U vanoggend. Halleluja, we worship. How great thou art. Here lofoffer gee. Amen. Halleluja. Amen. Kan sit wat jy wat 'n voorreg om vanoggend op 'n lang naweek saam in die huis van die Here te kan wees. Amen. Draai maar een langs en sê op die beste plek vanoggend. Sê vir hom, hey, jy het oulik. Weet jy vir 'n ander man se vrou net sê nie dat jy moeilikheid. Dan ons sien dat jy die kerk het gaan vanoggend. Pastor Leslie, baie dankie vir jou en jou vrou wat my uitgenooi het en vanoggend saam met julle te kan kom kuier en ek was vir 'n ruk sy buurman hier by Eastland gewees en toe is ek daarvan af maar net so rond tussen die gemeentes bedien en dan vir die laaste jaar is ek ook so by die Bybelgenootskap betrokke. Dit is my vanoggend wonderlik om vir Pastor Michael Rood saam te sien. Pastoor, wat 'n voorreg om net saam met jou te kan wees vanoggend. Dit is my groot voorreg. Hy was by die Bybelgenootskap een van ons die groot koppe gewees. Daai ringmanne daarbo, die Fariseërs, dan kry die Sadduseërs, jy ken die kopseers. En dan kry Pastor Mike. Hy is die man gees in gitaar geslaap. As hy ons gemeente kom besoek en kyk, dan het ek die gras mooi gesny. Ek het 2 glasies water op die verhoog gehad. Maar dit was maar altyd net lekker om as Pastor Mike so ons gemeentes besoek en te kan hoor, jy weet wat hy deel oor die Bybelgenootskap en van ek pastoor ken met die passie wat jy ook, jy weet in die gemeente, ek dink in Elofstal en ook so in die Bybelgenootskap en ja, dit is vir my voorreg Pastor Leslie. Ek het voor Pastor Leslie groot geword. Dis hoekom hy so grys is. Ja, dit is my lekker om saam met julle te wees vanoggend en terwyl ek vanoggend daar in die bidkamer staan, hier sien ek vir Pastor Philip. Ek en hy was saam op Bybelskool gewees. Ek dink dis hoekom hy ook so grys is. Ek was maar 'n stouter gewees. Maar ja, dit is my vanoggend 'n voorreg Pastor Philip om jou te sien en die lekker is om nog die Here te kan dien. En te kan sien nog die passie vir die werk van die Here. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, jy is op die beste plek om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. En toe ek 'n jaar terug in die Bybelgenootskap instap, was die Bybelgenootskap sonder 'n kerkorganiseerder wat die volle evangelie kerk, die Pinksterkerke verteenwoordig vir bykans 18 maande, want Pastor Christo Marie is weg. En toe het ek ingekom en in die stadium wat ek inkom met die Bybelgenootskap, toe het hulle hele herstrukturering gedoen. In so 'n mate dat ek dink dat selfs my baas nie eens geweet het wat aangaan nie. Jy het al afkop hoender gesien. Hy hardloop maar dit nie meer kop nie. Hallo? En ek kan vir u sê in hierdie laaste jaar by ons kantoor in Kempton Park het daar soveel verandering plaasgevind en ek dink by die Bybelgenootskap in geheel met die aflegging en die strukturering en die organogram kan ek vir u werklik waar sê van waar ek nou staan as hulle noem ons die CEO's, die kerkorganiseerders, die church organizers wat ek dan 'n paar Pinksterkerke verteenwoordig, 'n paar duisend gemeentes en tussen al die Pinksterkerke besoek ons gemeentes, ons besoek skole, ek bly net hier so in Sable Hills en Kameelfontein. So hier is
eintlik maar my naaste. Nou het ek 'n gemeente gevat op Cullinan ook nog. So ons is nou, is ons dieselfde distrik ook nog. Glory, halleluja. Hulle gaan al hulle dae met my hê in hierdie distrik. Maar vir my is dit lekker om saam met te wees. Ek wil vir u sê van die Bybelgenootskap baie dankie. Het jy my uitgenooi. Julle sal sien in die ingangsportaal het ek sommer net 'n tafel met pamflette en ek weet met partytjies en wat ons doen by die Bybelgenootskap en ons is nie net 'n organisasie nie. Ek wil vir u sê dat ons funksie is as Bybelgenootskap nie net om die Bybel in elkeen se hand te kry nie, maar ook konstant betrokke te wees om die Bybel te skryf. En as u besef dat om die Bybel in 'n taal te skryf, ek het net die ander dag gehoor, dit kos bykans so tussen 20 en 25 miljoen rand om die Bybel in 'n taal te vertaal. En kan u glo dat op hierdie stadium is dan nog volke en kulture wat nie 'n Bybel in hulle taal het nie. En dat ons is konstant besig en ek is opgewonde. Ek het die ander dag in Kiane en Wenda gaan besoek aflê. Dit was my besonder gewees om te sien in daai area hoe die Bybel versprei word in Bosbokkerrand en areas. Ek was in 'n area ruk gelede wat selfs in Suid-Afrika bo aan die ander kant Wenda aan die Heilige Woude, dat daar groepe is wat nog nooit eens wit vrouens gesien. Dit klink verskriklik, maar fisies 'n wit vrou voor hulle te sien. Dan dink ek ons bly in Suid-Afrika, ons het alles gesien, maar as jy so beweeg, dan kom jy agter dat daar's dele wat baie, jy weet, afvallig en verwyder is. En vir ons het ons soveel met ons organogram, het ons 'n besluit geneem dat by die Bybelgenootskap wil ons by elke nasie, by elke volk, by elke taal uitkom. En ek moet vir julle sê wat vir my baie hartseer is in die dag en uur onder ons mense in Suid-Afrika is dat ons los die opvoeding vir onderwysers en skoolhoofde. Ouers is nie meer betrokke by hulle kinders en dit is my hartseer, dit is tragies en my funksie die afgelope paar maande was hoofsaaklik gewees. Ek was in Atteridgeville die ander dag en ek het my pastoor Tini Berringsie se dogter se skool besoek afgelê en ek het vir die graad 7's Bybels uitgedeel. Nou begin ek hier in hierdie area want dit is waar ek bly in Kameelfontein Laerskool en by die Kierhout groepe in te kom om Bybels in kinders se hande te sit. En wat vir my wonderlik is, ons skryf Bybels nou tot vir die graad 0's. Dat hy 'n Bybel en sy klein Bybel kan hê en hulle in 'n inteerboekformaat, maar sodat die woord ook so hulle harte, jy weet, kan tref. Jy weet, en dat dit is my wonderlik om nog steeds te kan sê dat onderwysers nog steeds 'n groot rol speel. En ek wil vandag vir julle ook sê dat as 'n gemeente, ek het die ander dag vir 'n gemeente gesê in Mpumalanga, dat julle dink dat julle is ver deur een kant en julle geldjies beteken niks nie. Sjoe. Ek wil vir jou sê, jy besef nie, ek het 'n oomie wat vir my gesê het, hy het vir 45 jaar 'n R50 aftrekorde geteken. So dink ek 45 jaar terug, R50, moes toe daai tyd seker 'n paar duisend. My oomie het 'n paar rand. Hy het 'n paar rand gehad, ek weet nie of hy nog steeds het nie. Of ek sê vir hom, besef jy hoeveel Bybels het jy oor die jare in iemand se hande geplaas? En ek wil vandag vir u ook sê, pastoor, baie dankie vir die rol wat julle as gemeente speel. So kardinaal om buitekant te raak. Jy weet, en ek dink nie almal sien dit raak nie, maar om die Bybel te skryf is 'n een taak, om die Bybel, jy weet, op die rakke te kry, om hom te ship van oorsee af en te sorg dat dit in regte tale is. En ek kan vir u sê, ek is baie opgewonde om te sê dat met ons 200-jarige viering het die Pinksterkerk, die Volle Evangelie Kerk was nou betrokke en ek dink pastoor Maatjie was baie by dit ook betrokke. By die skryf van die Volle Evangelie Kerk was pertinent ook het insig gehad by die skryf van die, ek dink die 2020 vertaling, wat ook tans op die rak is en wat eintlik baie goed verkoop. Wat so wonderlik is dat sekere dele waar kom in die land dan, is mense bekommerd oor die verandering in die skrifte. Ek kom agter mense is
is bekommerd en ek wil vandag vir julle sê, met die patentreg van die Bybelgenootskap het is al ongelukkig die feit mense ook daar buite. Het jy al scammers gesien daar buite? Het jy al op Facebook gekry, het hulle al van jou geld getrek? Ek hoor, gister 'n scammer het 'n vrou daar in Mpumalanga gevat vir oor die 15 miljoen rand. En een oproep gesê dis die bank. En sy het ek weet nie wie sy is, ek sal haar graag wil ontmoet. By neer gaan staan as jy nie maar 'n skenkinkie maak vir die Bybelgenootskap nie. Jy weet, as jy so land en sand kan geld uitdeel. Ons lewe in 'n tyd wat uitdagings, dat jy jou geldjies moet oppas. En dat ons met rentmeesterskap toepas. En ek dink dit is ook waar ons staan en waar ek staan in die rol as CEO is om te sien dat die geld reg aangewend word. En dat Bybelse kinders se hande geplaas kan word. Ek het die ander aand toe kry net 'n boodskapie van 'n skoolhoof af wat 'n ouer vir haar gestuur het in trane wat gesê het dankie vir 'n Bybel. Ek was geskok geweest, ek was op universiteit by Tikkies die ander dag gewees en ek het dit met Pastor Michael die ander dag gereël in 'n vergadering dat teologiese studente in hulle 4de jaar nie eens Bybels het. Dit skok my. Pastoor, ons lewe in 'n dag en 'n uur wat die woord afgewater geraak het. Dat teologie soos 'n wetenskap geword en dat daar nie meer waarde is aan dit nie. En terwyl ek met die studente sit, is ek geskok om te hoor dat jy studeer, jy is al 'n 4de jaar, het jy roeping, waartoe gaan jy as jy hier klaar maak? Oh no, I want to be like Pasuri. I want to make big money, drive a nice Porsche, and be in a big house, stay in a big house. Baie gaan dit net oor geld. Ek kan vandag vir julle sê vir elke woord wat uitgaan van die Bybelgenootskap af is dat hierdie woord 'n verandering in mans en vrouens se lewens kan maak. 3 Oktober 1989 het Pastoor Leslie se broer, was ek 16 jaar oud, by my kom stil staan met die woord. En hy het met my die woord gedeel en ek het die Here aangeneem. Want jy sien, God praat deur sy woord. God werk deur sy woord. En ek kan vandag vir julle sê dat ek en jy wat die rol het is om daar buitekant op die markplein 'n verskil te maak. En dankie vir elke lidmaat en vir elke gemeente dit wat bydra en oor die jare aftrekorders en selfs ook donasies van die kerk af. Mag Here u ryklik seën. Ek kan vir u sê werklik waar ek sit as verteenwoordiger van die Volle Evangelie Kerk en PK en die gemeentes en die lede van Christus, jy weet, sorg ek dat die geld reg aangewend word, sodat die Bybels by die regte mense kan uitkom. Weet jy, ek kom by plekke, dan is daar Bybels afgelaai in gemeentes wat so dik onder die stof nog lê. Want ons besef nie wat 'n waarde het die woord nie, want die woord moet op die markplein kom. Daar waar die pop oor die venster uit daar buitekant. En my rol as CEO is, en ek het 'n brief ook so aan ons direksie gestuur, is om in die volgende 3 jaar by die ander streke ook uit te kan kom. Ek is tans net in Mpumalanga, Gauteng, Noordwes en Limpopo betrokke. En ons wil verhouding bou. Pastoor, en as julle graag noem net, ek is beskikbaar as julle wil 'n stap hê vir Bybels, as jy gemeentes of skole het hier in die omgewing wat 'n behoefte het, praat met my. Ek wil graag betrokke raak hier by jou gemeenskap. Ek is hier om te dien. En ek wil vir u sê, wees altyd, neem die vrymoedigheid om op my knoppie te druk en ek sal help waar ek kan. Ek sal probeer vertalings by jou kan uitkry en pamflette sodat die woord versprei kan word. Dis die belangrikste. Want die woord bring verandering. Nou ek kan baie sê rondom die Bybelgenootskap. Ons het 'n nuwe CEO gekry so 2 weke gelede, 'n jong dinamiese man, hy hou baie uit en ek Pastoor Leraar Pietersen en ek kan vir julle sê ons is opgewonde oor die volgende 3 jaar. Ons het groot mikpunte en as u dink ek staan net daar om jy weet net 'n preek by kerke, ons het 'n budget, ons het 'n begroting, want die Bybel moet uitgaan
En ek dink op hierdie stadium draai ons so by die tussen 20 en 30 miljoen rand per jaar wat ons begroting is. Dit is 'n groot begroting in uitdagende tye om by almal uit te kom en by alle kerke en by alle skole. Maar ons wil ook juis op hierdie stadium is ons besig in ons organogram om in elke streek PR's aan te stel. En ek wil u aanmoedig as jy voel jy wil betrokke raak by die Bybelgenootskap, praat met pastoor Leslie. Ek het manne nodig wat ons maandeliks ook, dit is ons nuwe visie en ons plan, is om manne uit te stuur wat in gemeentes is, om ander gemeentes te gaan besoek, met 'n honorarium, om net by hulle uit te kom soos die Gideons, om te kan net daar te kan wees, jy weet, oor te kan dra die boodskap van die Bybelgenootskap. En ek is opgewonde dat dit is ons wil wegdoen met die groot plan wat hulle gehad het, dat jy net streke besoek, maar dat ons uit gemeentes uit, in gemeenskappe, mans en vrouens betrokke kan kry, om dan ook so by die Bybelgenootskappe in assosiasie kan wees. Ek wil jy uitnooi om saam met ons te bid, ons elkeen op te dra. Ons is op hierdie stadium wat al die kerke in hierdie 4 provinsies en in die land verteenwoordig is, ons bykans omtrent nog net so 8 mans oor en 1 vrou wat voltyds hierdie werk doen. So, dis nou nogal uitdagend. As jy vat hoeveel kerke daar is. Ek praat nou die aand met iemand van die Rooms-Katholiek, Reverend Shane, en hy sê vir my omtrent, ek dink 4000 gemeentes. Nou, hoekom een ou by 4000 gemeentes uit? Hy gaan nie in sy leeftyd by dit uitkom nie. En dit is vir my ook soos in belangrik dat die volle evangelie kerk soveel as moontlik PR's dan kan uitkry en ook so betrokke kan raak en ons amper sê ek op die payroll kan kry. Om betrokke te kan raak in ons gemeenskappe, want dit is vir my die belangrikste, is dat ons daar by skole, by universiteite en in ouerhuise en by ander gemeentes te kan uitkom. Ek wil net dit met u gedeel het, ek dink by die streek het baie duidelik gemaak verlede jaar, ek gaan nie baie uitbrei in die eerste 2 jaar, oor wat se werk daarbo aangaan by die Bybelgenootskap nie. Maar ek kan vir u sê, ons het vir hom grease gegee. Ons het vir hom 'n bietjie olie gegee. En hierdie turfjakkels het 'n bietjie hard gepraat oor 'n paar goed. En ek is al stadig. Ek los nie maklik. En ek het nou agtergekom, hulle kom in 'n mate, ek is nou 'n bietjie op live, ek sal dit moet delete. Maar ek het ernstig my kommer uitgespreek, ook oor dat die kerk het nodig dat die Bybelgenootskap meer betrokke raak op distrik en op streekvlak en in gemeentes. En een ou kan dit nie alleen doen nie. En hulle het vir ons die groen lig gegee 2 weke gelede om te sê, stel PR's aan. Identifiseer manne in gemeentes, identifiseer vrouens wat bereid is om uit te gaan. Ons sal hulle betaal om op 'n Sondag na gemeente toe te gaan en net daar te gaan vertel wat die Bybelgenootskap doen. En ek gaan so onder in my organogram klomp PR's, as ek, my mikpunt is 45 PR's aan te kan stel in die volgende 4 jaar, wat dan so betrokke gaan wees. En ek dink die Bybelgenootskap besef die pastoor Leslie, hulle budget het nou 'n duik geslaan, om vir my daai groen lig te gee. Maar ek wil vir sê, ek is opgewonde oor hierdie woord, want hierdie woord bring verandering. En ek kan nie anderste as om hierdie woord te deel nie. Tot ek doodgaan sal ek vir mense vertel van Jesus se liefde. En ek kan vandag vir julle sê dat hierdie woord kan alleenlik gestalte neem deur sy Gees, wanneer jy ook hierdie woord lees. En wat hierdie woord 'n realiteit en 'n rema word in jou lewe. Ek dink wanneer ek en jy ook maar net vanoggend so bymekaar kom, dan wil ek so 'n bietjie by die woord kom stil staan en ek is altyd opgewonde om die deel te deel, want dit is ook hoekom ek hier is ook om die woord te kom deel. En vanoggend lees ek 'n gedeelte voordat ek hiernatoe kom, en ek wil jy uitnooi as jy die Bybel het, daar in Numeri 23 vers 19. Ek het die boodskap hier, en hy sê dit so mooi in een versie. Hy sê in vers 19, God is nie 'n mens nie, daarom lieg hy nie. Hy gaan nooit terug op sy woord nie.
Dink jy God beloof iets en doen dit nie? Het hy al ooit iets gesê en nie sy woord gehou nie? Is dit nie mooi nie? Die ander vertaling sê Nummer 23, hy sê God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Ek wil vanoggend vir jou sê, en my tema by hierdie sessie vanoggend, wanneer ons so saam kuier om die woord, is dat God, wat hy beloof het, sal hy kom voltooi in jou lewe. Ek bedien elke dag nou vir 3 jaar, behalwe op Saterdag en Vrydae bedien ek elke dag. En ek dink nie julle besef elkeen wat hier sit, die rol wat julle pastoor agter die gordyn doen. Hulle dink mos net soms hulle werk op Sondag. Pastor Leslie weet nie eens nie, ek moes een oggend, nou so 'n paar weke gelede, toe moes ek in 'n hospitaal toe ry om iemand te besoek. Vroeg. Toe staan Pastor Leslie daar in Eastland by 'n hek. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar toe ek daar verby, maar te sien ek, hierdie man is al vroeg, of hierdie broer wat nie Sondag in die kerk was, is dood. Ek kom klop aan by 'n hek, te hoor, waar was ek gewees? Werk agter die gordyn. Ek sien dat ons lewe in 'n dag en 'n uur wat soveel predikers knak. Predikers beroertes kry. Ek het in hierdie laaste 6 maande meer kollegas in die dood afgestaan oor kerkgrense as wat ek in jare afgestaan. Ek het by hoeveel graf die afgelope tyd moes stilstaan van boetas wat net geknak het, wat gesterf het aan hartaanval en beroertes, buiten ander siektes. Daar's stres en druk daar buitekant. En vandag besef ek dat, jy weet, mense is in 'n wagtyd. Mans en vrouens wag vir deurbraak en het 'n verwagting vir iets. Het jy nog 'n verwagting in jou hart? 'n droom vir wat God kan doen. Ek ry gister van Cullinan af en ek sê, Here, vir my is die belangrikste dat U Gees net vaardig sal wees in mans en vrouens se lewens en dat mans en vrouens hulle lewens sal oopmaak vir God. Ek wil vandag vir jou sê, jy besef nie dat die rol wat jy kan vervul, net om op te staan en die man te wees wat God wil hê jy moet wees, die vrou wat God wil hê jy moet wees. En ek dink omstandighede maak dat jy jou identiteit verloor. Omstandighede maak dat jou stem stil word. Situasies en storms maak dat ons baie keer in ons lewens vir handdoek ingooi. Ek praat met baie mans en baie vrouens en juis ook met aanlyn bediening kom ek agter dat mans en vrouens gesinne wag vir finansiële deurbraak. As ek en jy vandag net ons mondbakkies kan afval. Ons het geleer met COVID, nadat ons die fisiese masker afhaal het, bly ons nog steeds agter 'n mondbakkie. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, maar diep binne is ek stikkend en gebreek. Mense wag vir herstel in hulle huwelike, mense wat wag dat God vir hulle deure sal oopmaak. Moontlik het jy vanoggend opgestaan en gesê, mag hierdie my week wees. Mag hierdie ons deurbraak oomblik wees. Jy sit in 'n huwelik wat daar baie uitdagings is. Jy sit in 'n besigheid wat kontant vloei 'n probleem is. Mense wat wag vir antwoorde op gebed wat hulle al lank voorbid. En dalk is daar iemand wat vandag stilweg wonder, en dalk sit jy hier, en jy het hier ingestap en jy sê, Here, het U van my vergeet? Kom ons wees vanoggend maar net onsself. Here, het U van my vergeet? Here, gaan dit ooit gebeur? 'n Ma stuur vir my boodskap, my seun is iewers in die straat in Pretoria. Ek het hom 4 jaar laas gesien. Ek hoor 'n benoude moeder. Here, wanneer gaan die deur kom? Here, was dit regtig U stem wat met my gepraat het? En baie keer voel ons het misgevat in die lewe. Ons het
gevoel op 'n stadium ons het die regte besluite geneem en ewe skielik sit ons tussen die boom en die bas. So tussen die vloer en die politoer. God vergeet nooit wat hy beloof het. Ek wil vanoggend vir jou kom sê dat jy dit sal in gedagte hou dat omstandighede verander, seisoene kom en seisoene gaan, maar God verander nooit nie. As God gepraat het, sal dit gebeur. Baie jare gelede vat ek die beroep in 1998 Ceres. Ja, ons kom daar aan, die gemeentetjie, daar gaan niks aan. As 4 lidmate. Toe hulle my sien, toe loop 2 van die 4. Die week op, toe is daar so 'n paar mense, die kerk het net 35 sitplekke, ek sit nooit vergeet nie. So 'n paar weke later, toe so 12. Maar so op 'n stadium, terwyl ek preek, sien ek 'n agterste vrou, maar iets beweeg die hele tyd op haar skouer. Dit sy met 'n aapie kerk toe gekom. Na die tyd, nou so my ma, ek is my eerste gemeente, my ma is, jy weet, bel my toe sy die diens het, sy wil hoor, sy bel ons, sy wil hoor, hoe was vanoggend se diens? En hoeveel mense was daar? Ek was so desperaat, ek het tot die aapie getel as dit maak. Op 'n stadium het ek 'n aap gedoop het om onder die water gehou het, want ek so baie hands geraak in my gemeente. Maar daar was moeilike tye, daar was tye wat jy alleen stap. Tye wat jy gehoor het by die Here, en dan stap jy daarin, dan staan niks. Ek sal dit nooit vergeet nie, ons sit in die eetkamer, in die kombuis, by 'n glastafel, ons is pas getroud, man, ons is 'n maand getroud, dat ons hierdie gemeentetjie, en in die vorige gemeente, het vir my, die musikante het vir my 'n glastafel vir 'n trougeskenk gegee met stoele. Maar het is eintlik 'n eetkamerstel, maar ons gebruik hom toe as 'n kombuisstelletjie. En op 'n stadium was daar rotte gewees in die nuwe pastorie wat ek ingetrek het. Dan moet jy weet, in Ceres as jy inkom, die asgate en die Schulitzplaas, die pastorie was in die middel. So het maak nie saak hoe die wind waai nie. Het altyd neus op gewees, getrek, nee. En ons het toe goed in die dak gegooi, want die rotte is verskriklik. As die kos nie, as die geld nie, die gemeente is agter met alles, maar ek het 'n passie vir die werk van die Here, want die Here het my geroep. Anders sal sê, hoekom is jy hier? Ek sê vir jou, uit my huis sou ek nie gekom het nie, maar die Here het gesê. En daai middag, na diens, so in 'n ry, het so afdraande na die huis toe vrek die kar sonder brandstof op en ek vries so. En ek dink, ok, vanaand moet die kerk toe stap. En ek weet die Here het 'n plan. En ons sit in die kombuis en my vrou sê vir my, hoorie maar, hier's nou nie kos nie. Ek sê vir my, die Here sal voorsien. En met daai wat ek sê, die Here sal voorsien, sy sê, ek hoop jy het reg gehoor by die Here. En met daai kom Pastor Leslie, toe daai kom rotte vrot geword in hy dak, toe val hy wurms uit die dak en dit val so op die eetkamertafel. En my vrou kyk, ja, hy wurms en sy sê, dink jy die Here, hy het 'n sin vir humor. Ek het gesê ons is honger, maar verrind die water. Ek sê van die Here sal voorsien, vergeet hierdie. Ek dink julle weet baie keer gemeentes wat huispastore, jy weet, derders deurgaan vir die werk van die Here. Maar ek het 'n branding. En daar's 'n druk van 'n toeter by die hek. En ek stap op. Die Here het iemand gestuur van Koster af met 'n koevert met geld. So ek weet nie hoekom nie, maar toe ons hier kom, toe sê die Here ons moet hier stop. Daai middag toe het ons KFC. Vingerliedjie goed. Ek stap garage toe, gooi brandstof in, ek gooi in 'n Opel Astra brandstof. 11 maande later, toe bou ons 'n nuwe kerk. Dis al 250 mense. Nie ek nie, want jy gehoorsaam is. En jy gaan dan deur storms. Waar ek en jy nou is baie keer die besluite wat ek en jy gister in ons lewens geneem het. En die besluite wat ons nou neem, het 'n effek op môre.
En seisoene kom. Maar ek weet God praat met ons en hy sê in vers 19, God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Jy hou vanoggend vas in 'n belofte en die storms kom en dit woed. Hou vas. Hou nog 'n bietjie vas. Want die God wat ek aanbid is 'n lewende God. Dis die God wat daar getrou was in 'n leeukuil. Hy was die God wat getrou was in die put, in die vuuroond, in die storms. As God praat, sê hierdie woord gebeur dinge eintlik. Toe hy gesê het dat daar lig was, wees, wat het gebeur? Daar was lig. Toe hy gesê het Lazarus kom uit die dood uit, het Lazarus ag gegee. Toe hy praat, toe reageer die hemel. Toe God praat, toe reageer die aarde. Toe hy praat, toe reageer die see. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, as hy oor die lewe gepraat het, sal daardie woord vervul word. En ek wil vir jou sê, dat God sê, ek het mooi gedagtes rondom jou gekoester. God is in beheer, hy was al by jou môre gewees. Dit wat ek en jy oor bekommerd is, moet ons by 'n plek kan kom, om dit by sy voete neer te kan sit, en dit daar te kan los. Maar ons as mens in ons psigiese is geneig om dit daar te sit en môre voel dit God het nog nie geantwoord nie, dan herhaal ons dit weer. Maar om op 'n plek te kan kom om dit daar te los by God se voete en te weet dat God sal antwoord. In jare en in seisoene in my eie lewe het ek besef dat God se wagtyd kanselleer nie God se beloftes nie. Boetas is daar. Wagtyd beteken nie dat God het vergeet van sy beloftes in jou en in my lewe nie. En soms in my lewe is die wagtyd, jy weet, Here, U is 4 dae laat, maar weet jy wat, hy is nog steeds op tyd. Wagtyd beteken nie God kanselleer sy beloftes oor jou lewe nie. Kom ons kyk na Noag. God kom by Noag en hy gee vir hom 'n woord en Noag kom en hy bou hierdie ark. Maar hier is die probleem, daar was nog geen reën gewees. Geen wolke nie, geen storms nie, geen tekens nie, net 'n woord. Kan jy jou voorstel hoe mense hom moes uitlag? Wat doen jy, Noag? Hoekom bou jy hierdie groot skip? Maar ek kom agter dat Noag het nie volgens mense se standaarde geleef en die opinies van mense nie. En die hartseer is, ons is geneig om gedefinieer te word deur die opinies van ander mans en vrouens. Om gedefinieer te word in die omstandighede en in die storms wat ons in ons lewens deurgaan. Ek is meer as my storms. Jy's meer as die situasie wat jy tans in sit. Kyk na hierdie man, hy het gebou, hy het gewerkskaf, hy het geglo, sonder sigbare tekens. En ek wil u tog uitnooi dat u ook op 'n plek in jou lewe sal kom om te besef dat ons bestaan uit 'n sielsdimensie en 'n gees en uit 'n liggaam en dat ons in die gees sal moet begin beweeg. Want as ek en jy in hierdie dag in 2026 hierdie sielsdimensie toelaat, gaan die vlees negatief reageer. En hierdie woord van God, hierdie onfeilbare woord, moet in aksie kom sodat die gees weer kan leef in jou en my lewe. Want hierdie gees is lewe, dis die stem van God, en dit het interaksie met my sielsdimensie, met my sintuiglike, en dan het dit 'n reaksie op hierdie vlees. Nie al die vlees is dieselfde nie, ek het 'n paar rolletjies, ek het al 'n paar keer in 'n paar ongelukke gerol, so 'n bietjie, jy weet, stywe voetjie en 'n paar penne en plate en skroewe, nie elkeen is dieselfde nie, maar ons kom daar. Maar God het jou beloftes gegee en jy stuur storms en jy wonder soms, Here, wanneer? Hou goeie moed. Kyk na hierdie gedeelte wat ek lees in Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag
die ark gebou. Ware geloof, wil ek vir jou sê, wag nie vir bewys nie. Ware geloof beweeg op God se stem. Hoor jy wat ek vir jou sê vandag? Here, wys my eers, dan sal ek glo. Dis mos hoe die mens is. Maar God sê, glo eers, dan sal jy sien. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bykom. Ons soek eers in hierdie lewe alles. En dan, wanneer die pop op die venster raak, dan soek ons eers God. Ons wil eers alles gaan ondersoek en stel. Ons wil eers the live up with the challenges. Ons wil alles hê in die lewe. Ek dink vanoggend, ek lees 'n gedeelte van Elon Musk, wat ek weet nie hoeveel triljoene oornag ryker geword het nie. En ek dink net vir myself, hy kan dit alles hê, maar as hy moet dood ek siek raak, kan niks om help nie. Al die miljoene, dit kan hom niks help nie. Die mens is nietig. Dalk bou jy al lank, jy bou in jou huis, in jou huwelik, in jou kinders, in jou besigheid, en jy sien nog nie die reën nie. Want God se wagtyd beteken nie God sê nee nie. Partykeer moet ons wag. En as ek moes optree die kere toe ek wou optree en nie geluister het vir God nie, dan was dit 'n ramp geweest. Maar God sê, "Stef, wag 'n bietjie." Dit beteken nie God sê nee nie. Maar omdat God is, kan hy die beste weer die beste verstaan. Ek dink wagtyd vra ook dat ek moet niks word nie. Dat God alles wil. Dat ek my moet afsny van al die stemme wat so 'n effek op my en jou het daagliks. Ek sê weer, God se wagtyd beteken nie God sê nee nie. God werk wanneer jy dink niks gebeur nie. Wat jy saai, sal jy maai. Daar was tye dat ek gegee het van myself en ingesit het. En dan is daar seisoene wat dit voel of God se stem stil geword. En dan een oggend, die regte dag. Want God se tyd is die beste tyd. Nie my tyd nie. Want ek wil vir jou sê, my tyd is sy pas. Want ons tyd, wou gehad het, dit moes al gewees het. En as dit moes gewees het toe, sou ek alles verongeluk het. Sou ek gemis het, wat God wou doen en wou sê. Net na COVID is ek in 'n verskriklike ongelukkie op die N1 by Waterkloof Hoërskool. Terwyl ek daar op die hoofweg langs die pad lê en hulle besig is met my, vra die dokter, want hulle moes 'n noodvoertuig stuur om my te stabiliseer voor hulle my kon vervoer. Ek sê vir die dokter, sê vir my, is ek besig om dood te gaan? Want dit voel, ek is besig om dood te gaan. Sy sê, kan jy jou naam onthou? Ek sê, ja, ek weet wie ek is. Sy sê, jy is nog nie op pad nie. Hoekom? Vra jy, sê sy. Ek sê, vir dokter, ek wil net my kinders groet. Ek wil net seker maak, vir oulaas, hulle weet dat hulle sak reg is met God. Ek wil net gaan met 3 kinders bel. Dan kan ek maar gaan. En dan lê ek in die hospitaal en hulle is besig om plate en skroewe in my gesig in te sit. Daai nag, terwyl ek wag om in die ontvangs, dit is 'n COVID, hulle het mos sulke wit rokkies gedra, sulke wit maskers, lyk of hulle van die maan afkom. Ek het daai middag voor die ongeluk 'n pizza geëet. Op pad huis toe. Lekker Roman special. Maar daai vrou kom staan met daai wit ding oor haar kop daar by my. Ek tog is 'n engel uit die hemel uit. En sy druk so lank stok so my neus op. Kan jy onthou daai COVID tyd? En sy soek eers die R75 vir die toets. Ek lê daar, ek
niemand kan by my uitkom nie. Ek lyk soos 'n wart lemoen, alles is gebreek. Sy's ook hier 75 rand. Met daai gooi ek pizza op. Almal in hy saal kom weet wat se pizza special ek geëet het. Hulle los my daar in die tas vir 3-4 uur. Later kry hulle saam en hulle skuif my. En daai nag wag hulle dat die swelling sak en 2-3 dae gaan verby en hulle opereer toe. En daai volgende nag het ek hierdie ervaring en ontmoeting met God. Ek kan nie verduidelik nie, maar dit is asof ek in die buiteste ruim in 'n donkerte is en ek beweeg so na 'n tafel toe waar my pa, wat toe 'n paar jaar net voor dit oorlede is, en my oupas aan die tafel sit en hulle eet, my neefs. En toe ek so nader kom, sit my pa sy mes en vork so neer en hy kyk my so aan met so 'n houding van wat soek jy hier? En ek besef ek hoort nie aan hierdie tafel. Die volgende dag word ek wakker en ek dog toe dit is maar die narkose. En terwyl ek nou besig is om te herstel, is dit asof die Here vir my sê, Stef, hoeveel kanse wil jy nog hê? Hoeveel kanse wil jy nog hê? Ek hou net daarop met die bouery. Ek verkoop al my kruiwagens. Ek verkoop my mixers. Ek verkoop alles, ek raak ontslae. Ek sê ek het 'n calling wat ek van weghard. Die kerk het my nie geroep, die God het my geroep. En baie keer het ek en jy loop ons wille draai in die lewe en baie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God se oog is op jou. God sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie. Ek het uit die hospitaal uitgekom en ek het gesê ek sal dat my stem, want die duiwel, dit was my so asof dit 'n manifestasie was dat hy my kakebeen gebreek het, dat hy my stem wou stil. En net 'n paar jaar voor dit was ek in 'n plaasaanval gewees. En 'n man het met sy voet in 'n boots op my kop getrap en 'n pistool in my mond gedruk. En hy kon nie afgaan. Terwyl ek in 'n hospitaal lê en onthou, speel hierdie by my af, hoe my seun rondgegooi is in die huis terwyl ek vasgemaak was. En die Here sê, sien jy al hierdie kanse? Sien jy al hierdie geleenthede? Maar jy is nog steeds met jou eie besigheid besig. Jy het 'n roeping op jou lewe, maar jy is besig met alles. En ek sê, Here, ek hierdie drade, hulle tot so seker gemaak dat ek so stil moes word, daar in die as het al my tande aan mekaar vasgemaak. Ek kon nie praat nie, ek kon net met 'n strooitjie. Ek was op 'n lekker daai. Ek sien die rapport praat van hierdie tannies hier kom sit nou spyt. Hierdie zipbek, hulle verloor baie gewig. Gaan op so daai tot hulle kakebeen net afsluit. Wil jou tande mekaar vasmaak en net so op eet vir 4 maande. En daai tyd praat die Here en besef. Weet jy wat? Jy het nog 'n kans. En dat jy en ek hier sit, wil ek vir jou sê, God se tyd is die beste tyd. Ek kyk na hierdie gedeelte en kyk na Dawid, word gesalf as die koning, en die olie vloei en profeseë word uitgespreek oor sy lewe. Hy word nie die volgende dag koning nie. Dit was 'n proses in Dawid se lewe om op die troon te gekom het. Na die salwing kom die proses. Ek en jy neem God aan. En dan staan prosesse en dan seisoene. En ek en jy moet in hierdie proses ons lewens regkry. Hy staan in die veld waar niemand hom sien nie. Is Dawid besig om te veg met beere. Hy's besig om te veg met leeu's. Hy word vervolg deur Saul. Hy vlug vir sy lewe. Kan jy dink hoe Dawid op daai oomblik moes gevoel het? Maar ek was die een wat hulle gaan haal uit agter die skape en gesalf het. En nou moet ek met al die ander dinge deel in my lewe. En ek dink ek en jy, soos eerlik is vanoggend, voel ons vir almal iewers in ons lewens so. Here, U het gesê ek sal die koning wees
Hoekom voel dit asof my lewe nou net erger word? Gaan lees die psalms van Dawid, gaan sien die treurboodskappe, selfs die lofboodskappe, maar jy kan uit dit uitsien in die konteks en in die diepte dat dit penetreer na Dawid se hart toe om te sien dat Dawid het selfs in diep tye deurgegaan. En dalk is daar net iemand vanoggend wat so voel. Here, U het my geroep. Kom as ek nou in hierdie storm. Salwing beteken nie onmiddellike vervulling. En ek dink ek en u moet vandag besef dat die eerste stap vir my en jou is om Jesus aan te neem. Ons moet deel word van sy koninkryk, wedergeboorte. En tussen die profeseë en hierdie vervulling is daar voorbereiding. En ek dink selfs met ons by die Bybelgenootskap is ons besig om voor te berei vir 'n oesveld. En ek dink dat tussen dit wat jy van God af ontvang het en op hierdie pad wat jy stap met in hierdie vervulling is daar voorbereiding. En in hierdie voorbereiding is dit nie altyd die lekkerste en die seëningste tye nie. God was besig om hom voor te berei. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek lag in die week want die leeu het sy moed gebou. Die beere het Dawid se geloof gebou. Die woestyn het Dawid se karakter gebou. Want God berei altyd die mens voor vir 'n plek waarna toe hy hom stuur. En ek wil vandag vir jou sê, net soos ek wat by 'n Bybelgenootskap werk en op 'n markplein rondgaan om hierdie blye boodskap te deel, het jy 'n markplein. Ek sê die ander dag, jy's 'n mechanic. God wil daai is jou kans. Maak dit jou markplein. Ek tref 'n pothol en ek is besig om 'n band te ruil en ek sê vir 'n jong man wat daar by my staan, hy sê vir ek wil eintlik nie hier wees nie, ek wou gaan studeer het. Ek sê moenie laat hierdie jou definieer nie, jy's meer as net 'n mechanic, jy's meer as net hierdie. Kry vervulling in jou lewe. Ek hoef nie baie te hê nie, maar as ek op die plek is waar ek moet wees, het ek vrede. En ek dink pastoor, dit is wat baie nie kan verstaan die roeping. Al is daar niks nie, het ek vrede. Ek is vergenoeg. Want vir ons gaan dit nie net oor getalle nie, vir ons gaan dit oor die welstand van jou siel, van jou gemoed. En ek sal die Heer elke prediker, want ek dink waar ons vandag is die mees uitdagendste tye wat predikers vandag op 'n kansel moet staan. Ek is op TikTok elke aand. Ken julle TikTok? Die klomp TikTokers hier, ek sien daai jong mense daar agter hulle lag so. Daai TikTokers sê vir jou wat hulle wil op 'n live. Op Facebook die ouens en tannies is nog ordentlik, maar TikTok, hulle vloek jou uit jou klere uit. Hulle vertel jou waar jy vandaan kom en waarna toe jy gaan. En dan preek ek en dan moet ek met so 'n mooi gesig sit. Ek voel hier wil iets uit my uitklim en ek wil 'n paar broers salf en ek wil vir hulle 'n paar woordjies hê wat hulle in Afrikaans baie mooi sal verstaan. Maar die Here het ou daar geplaas. Jy sien ons lewe in 'n dag en 'n uur wat die mens 'n vrye wil het. Ons lewe in 'n humanistiese stelsel wat elkeen maar net sê wat hy wil sê en doen wat hy wil en dat dit so goed gaan met die mense dat hulle nie God nodig het. Hoe kan ek God nodig? En dan word ons as predikers gekonfronteer op ons kansels wat reg en verkeerd is omdat daar nie meer standaarde en huisgesinge is nie. En ek wil vanoggend hier by jou kom stil staan om vir jou te sê, al gebeur niks nie, is God besig. Is God besig. Ek moet klomp mense betaal, ek bou 'n pastorie en 'n kerk. My pa staan op die grasperk en hy sê vir my, hoorie, dit is spyt dat jy weet hierdie ouens brak mekaar af as jy nie vandag betaal nie. En ewe skielik wag ek vir geld om in te kom. Ons bou die kerk en ewe skielik kom die geld nie los nie. Hy het ons nog chequeboeke gehad. Ek sê die Here sal voorsien. My pa sê ek gaan nou maar in my kar klim en ry.
Ek wil graag sien hoe gaan die Here vir jou hier deurkom. En met hier stop een van die kerkraadslede van die myn af daar. Hy sê, pastor, iemand het in Klerksdorp, die Here het vir iemand in Klerksdorp gesê, en sy kar saai. Toe saai hy sy kar vir iemand. Toe gee iemand 2 dae later vir hom 'n splinter nuwe kar, verniet. En toe sit hy met 'n X hoeveelheid geld, en toe sê die Here vir hom, hy moet dit vir Henk gee, en Henk sal weet na wie toe hy die geld moet vat. Hy ry van Klerksdorp af Ceres om 10 minute voor 3 'n koevert in my hand te sit, om 3 uur op die rand en sent al die arbeid te betaal. Nou ek sê vandag vir u, ek kan vir u ure besig om vir u te sê, ons aanbid 'n lewende God. Maar ons probleem baie keer is, ons kyk na die storm. En Jesus was in die storm gewees, hy moes net gesien het dat hy was rustig gewees, maar as Jesus saam met jou is, sal niks verkeerd loop nie, al lyk dit of het verkeerd loop, God is met jou. Sal jou nie begewe en jou verlaat nie. Maar ons kyk na dit om ons, en dalk voel jy is vanoggend op 'n moeilike plek. Maar wat as hierdie plek nie jou einde is nie? Wat as hierdie plek maar net 'n plek is vir julle vir voorbereiding? Ons hou nie altyd van die voorbereiding nie. Wat God begin het, ek sê vir my seun Vrydag, hy bly in Spanje, ek sê vir hom, wat God begin het in jou lewe, sal ek aanhou uitspreek, tot dit tot vervulling kom. Dit maak nie saak waar jy is en waar jy werk nie, ek hou vas aan beloftes. Want die dag toe jy gebore is, het die Here skrif vir my gegee, en ek hou vas aan my skrif. Sien ek altyd die oes kom in? Nee, ek sien dit nie, maar God se tyd is die beste. Kom aan kerk. Wat God begin het, Filippense sê, ek weet nie hoe lank mag ek praat nie, kan ek nog so eentjie gaan? En dan fire hulle my nog voor ek begin. Ek hoop pastoor gaan my pos aanbied hierso. Filippense sê in vers 6 in hoofstuk 1, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Let op, die Bybel sê nie, hy mag dit voltooi nie. Dit sê nie, hy kan dit voltooi nie. Dit sê, hy sal dit voltooi. As God jou geroep het, as God 'n werk begin het, dan sal hy jou dra, hy sal herstel bring, hy sal jou en my nie los. En as God die deur oopgemaak het, kan niemand dit sluit. Jy wat dalk as gevolg van omstandighede opgehou droom het, storms jou stem stil gemaak het, glo ek vanoggend God kom staan by jou stil, om te sê dat jy is besonder mooi aan mekaar geweef. God is al besig met jou bestuk. En God is in hierdie oomblik, waar jy deur wat ook al gaan, is hy met jou. En terwyl ek hierdie sien, dan besef ek, dat ek sien 'n boer wat saai. Jy sien, hy's besig, dit word geplant, en onder die grond is hy saad besig om te skiet. Hy gaan nie dit plant en môreoggend daar staan en wag vir iets om op te kom nie. Hy's geduldig, want dit is 'n proses. En jy wag dalk vandag, jy voel, jy wag te lank. Ek wil vir jou sê, God is besig in hierdie voorbereidingstyd. Want hierdie boer verstaan en hy vertrou die proses. Want jy sien wat onder die grond gebeur, is net so belangrik wat bo die grond gebeur. Julle het mekaar. Kyk na mekaar. Sorg dat God die fondasie lê. Manne, hou God die anker van jou besigheid. Dames, die anker van jou hande werk. Pas rentmeesterskap toe. Ek sê dit soveel keer, ek het dit nou op die streep, toe al die streeksopsieners saam was gesê. Julle dink altyd julle saai, julle sien niks, nie, God is besig. God is besig.
Ek hoor hierdie mooi verhaal, ek is hierso op die Malotto pad by 'n manneoggend elke Vrydag. Een man het 'n Gideon Bybeltjie gekry. In standaard 6 en hy skryf sy naam. Daai tyd was dit op standaard 6. Skryf sy naam voor in die Bybel en die persoon sê vir hom: lees hierdie woord om by Jesus uit. Hy gooi daai Bybel in 'n kas en sy ma en pa skei en so gaan alles daarmee in. Later word hy toegesluit. Hy kry tronkstraf, 25 jaar tronkstraf. Alles val in mekaar in sy lewe en hy gaan sit in die biblioteek in die tronk. En onthou wat daai persoon vir hom gesê het. En hy gaan na die vrou toe by die biblioteek in die tronk en hy sê, waar is julle Bybels? Sy sê, hier is nie my eie Bybels nie, daai papier is lekker vir zolle. So is nie meer baie nie, maar daar is nog enetjie daar agter. Ek het toevallig hom vanoggend gesien en sy verduidelik, hy stap af en gehaal hy Bybel, toe sy die Bybel wat hy instaan het, sê sy eie naam en geskryf het. Hallo? God se tyd is perfek. Vandag bedien daai man. Vandag vertel hy wat God vir hom doen. En ek voel sterk in my gees om vandag dit te verklaar ook oor jou lewe. Daar is mense wat amper wou opgee. Dalk sit jy hier vandag. En ek wil vandag vir jou sê, die Here sê hou vas. Jou wagtyd is nie verniet. Ek verklaar wat God oor die huis gesê het, sal gebeur. En ek wil jy moet dit in jou eie hart verklaar vandag. Wat God oor jou kinders gesê het, dit sal gebeur. Wat God oor jou huwelik gesê het, dit sal gebeur. Die beloftes, wat nog nie tot vervulling gekom het nie, spreek ek vandag. Ek hou daaraan vas, ten spyte van die storms, ten spyte van hoe lank dit vat. Wat God oor jou gesondheid gespreek het, dit sal gebeur. Want God hou sy woord. Ek wil afsluit om vandag vir jou te sê dat die wagtyd mag lank wees. Maar die vervulling van God se woord sal kom. Trane mag lank wees, maar die vreugde kom. Weet God neem ons trane op in 'n kruik. Hy tel elke traan. Sien elke behoefte en elke begeerte. By God is niks onmoontlik. As God het gesê, en ek het dit gehoor vanoggend, dan gee ek dit op. My stumbleblocks word stepping stones. Die verleenthede word geleenthede. En dit het tyd geword dat ek en jy nie meer toelaat dat die stemme van mense jou definieer en jou roof. Nie meer toelaat dat omstandighede en die seer en die pyn jou ontneem van God se plan. Want sy plan is die beste plan. Sy tyd is perfek. Maar ek moet myself in pas kry en organiseer om in God se plan, God se doel te wees. Pastoor, jy het 'n besonderse mooi gemeente. En ek wil vandag vir julle sê dat elkeen van julle is uniek. Om 'n seun te offer kos 'n prys. Dat selfs God moes wegdraai. Selfs Christus het hierdie beker by hom laat verby beweeg, want dit was vir jou en my. Want jy kosbaar is. 'n Voorhang sal dit geskeur, sodat ons nie meer deur 'n priester hoef te gaan. Dat jy nie meer nodig het, en ek wil vandag vir julle sê, dat kerk moet kerk wees. Ons het jare terug by kampkonferensie, was dit die tema, let the church be the church. Ons is die kerk. En ek kan vandag vir u sê, en ek wil jou aanmoedig, dat as hierdie jou gemeente is, raak betrokke. Sodat ons, wat hier is, op die markplein hier, die verskil kan maak. Hierdie wêreld is plastiek. Die wêreld is leeg daar buite. Het egtheid nodig. En as ons as 'n familie hande kan vat en saam kan staan, gaan hierdie markplein
verlore gaan. Ek weet nie hoekom het ek vanoggend hierdie boodskap bedien nie, maar ek moes net by jou kom stil staan, dat jou wagtyd is nie verniet nie. In hierdie wag is voorbereiding. Here, vir wat? Ek is 60, ek is 65, wat nog? Ek het die ander dag gesien, iemand het graad gevang op 82. 82. Of besluit, daar is nog plek vir my eers in die samelewing. Ek wil vandag vir jou bid. Ek wil jou opdra aan die Here. En mag dit wat jou hartsbegeerte is, dit wat jou gebed is, dit wat jy uitstort voor God, tot vervulling kom. Ek het 'n oomie wat, ken hom nie, maar aanlyn al vir 'n paar jaar met my gesels, sy naam is Abri. Hy wag vir 'n bed by die ou haai vir operasie, en elke keer dan sê hulle, kom oor 3 maande. Na 3 maande nie, ons kan nog nie opereer nie, gaan maar weer huis toe met hand op hulle. En elke keer aanhou hulle op hoogte. Sê kom Adrie, ons hou goeie moed. In hierdie wag was God nog steeds getrou. In hierdie wag het hy nie alleen geloos. En ek wil vandag vir jou ook sê, as jy uit mekaar gaan, begin in die wag. Paulus, Silas, in die wag. Begin in die gevangenis, in die boeie, God die Heer, te loof, en ewe skielik, toe val daar boeie af. Lofpryse breek die juk. Ek dink nie julle besef, ek was al by gemeentes gewees, waar daar nie lofprysing en aanbiddingspanne is. Julle is baie bevoorreg. Ek hou daarvan om skapies te steel, dat daar net wol in die draad sit. Ek kort ouens daar aan Kalimon. Mag die Here jou ontvou, jou hande werk, en hierdie week sal afdruk die seën van God. Jou huwelik, die begeertes, die behoeftes, die begeertes vir antwoorde, die begeertes vir wonderwerke, hierdie die seisoen sal wees, dat jy dit sal sien met jou eie oë. Kom ons bid so saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg, dat ons vanoggend net voor U kan kom stil word. Here, hierdie is U kudde, wat my lammers wy. En vandag, Here, sien U elke man en elke vrou, as hulle saam nie is, as hulle alleen nie is, met hulle behoeftes, met hulle begeertes, kom raak hom in haar aan. Dankie dat ek vanoggend ook so kan kom, om ons herderspaar na U toe te bring, vir Pastor Leslie en sy vrou, vir hierdie werk op hierdie markplein, vir die rol wat hulle vervul op hierdie markplein, in hierdie gemeente, in sy gesondheid, in hulle huwelik, saam met hulle kinders, dat hulle sal smag, dit wat hulle nou smag, dat hierdie die seisoen sal wees, dat hulle dit sal ervaar. Dankie dat ek so vir Pastor Michael kan bid, Here, dat dit wat die behoefte is, dat dit ook, Here, wat ver is, nader sal. Vir elke boeta en sissa vanoggend, daar waar jy sit, wil jy nie net jou hande uitsteek na God toe, en sê, Here, hier is ek. Here, U sien my hart, U sien my behoeftes, U sien my wag. En vandag, Here, bring ek daai situasie na U toe. Dis aan U bekend vandag. Dankie dat U hulle voorberei. Dankie vir hulle deurbraak, dankie vir die guns. Dankie dat U salwing die juk breek. Dankie vir wonderwerk. Dankie vir herstel. Dankie vir hom en haar se markplein, waar hy en sy ook so, dan Here in hierdie week gaan ervaar die guns en die seën van die Here. Ons eer, ons prys en aanbid U, my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Kan die Here lofoffer gee. Amen. Baie dankie, Here seën. Stefan, ek dank U het elkeen hierdie diens gebied. Amen.
was hier gewees. Nou, ons gaan nou saam staan en dan gaan ons slotlied saam sing. En ek wil 'n beroep op u doen. Ek het vir verlede week gevra, dis spesiale Bybelsondag die by ons spesiale offerande sal gee. Maar as ek weet dis in die middel van die maand. En almal se geldjies is nou nie waar hulle moet wees nie, weet, dit is in die petrolprys en al daai goed. Maar ons betaal teen die 7de van die maand betaal ons tesourier, ons Bybelgenootskap, ons gee elke maand het ons 'n bedragie wat ons van die gemeente vir hulle gee. Maar dan gaan ons ook vir oggend se offerande. Ons gaan probeer die hele offerande gaan ons gee, maar ook intussen merk dit net wat u dan gee. U kan dit volgende Sondag gee of die Sondag daarna. Merk dit net Bybelgenootskap en ons tesourier sal dit dan ook so oorbetaal. Maar baie dankie Pastoor Stefan, ek dink jy het ons harte geroer. Die Gees van die Here het ons harte geroer. Ons het dit regtig vanmôre geniet, maar dit is die beste gemeente in die Volle Evangelie Kerk. Amen. Nou kom ons staan en sing ons harte saam. Kobus sal jy vir ons afsluit met gebed en daarna gaan ek vra net die sitplekke neem. Ek wil net van 'n gou die aankondigings maak. Ons Vader in die Here, baie dankie vir die wonderlike woord wat ons hier is ontvang het tussen dag, Here, en dankie Here dat ons weet Here dat U ons nooit sal verlaat, Here, dat U altyd by ons sal wees en dat U beloftes vasstaan. Dit maak nie saak wat oor die lewe sê nie. En wil ons spreek nie, Here Jesus, dat ons altyd ons oorfies sal hou, Here, en sal vashou aan die beloftes, Here Jesus. En ek vra, Here, ek vra die seën op elkeen van ons, Here, en wat Pastoor Stefan uitgaan, dat U alles sal openbaar aan hom, Here Jesus, wat U vir hom het, Here, en die liefde wat U vir hom het, Here, en so ook elkeen van ons, Here, dat die beloftes in ons lewe, waar ons sal deel raak, meer deel sal raak van die kerk, Vader,
en so in die gemeenskap, Here Jesus, en die woord se uitdra, en Vader, Here, ek bid, Here, waar ons na ons huise toe gaan, is baie seëning, Here Jesus, en Here, ek vra, Here Jesus, dat U die liefde sal openbaar in ons, keer op keer, Here, en dat ons sal oop wees en gehoorsaam sal wees vir die punt in ons lewens, en bid in Jesus naam. Baie dankie, sit bly in die Heer. Nou ja, Erik verjaar vandag, maar dis dan nie vandag hierdie Erik en Charmaine het verskoning gemaak. Lucky en Yvonne het ook seker gehoor die afgelope week dat Lucky die oornag na die Wildes Hospitaal toe geneem was vir 'n pyn in sy lies, maar ons is dankbaar hy is daarom uit, maar hulle het ook verskoning gemaak vanoggend, maar ek is baie bly. Nou wil ons net vir Veronica sê baie dankie. Ek dink die vir jou sussie ingestaan het, maar ons het lekker saam gesing, hoor. Die dinge was heerlik geweest, die dogter het ons gehelp, en hoop sy help ons elke Sondag. Amen. Jy moet nie jou kop skud en sê ja. Jy het nou 'n platform gekry wat jy kan bedien. Amen. En dan wil ek net gou, en dan weet jy van Petra wat oorlede is. Ons was gister daar by Niels gewees, gisteroggend, maar baie hartseer, maar nou ja, sy word volgende Saterdag 10:00 word sy begrawe in Brakpan, in Springs. As u dalk wil gaan, kan u met my maar net die reël en sal ek vir die adres gee, maar hulle het maar aanvaar dat dit baie moeilik sal vir ons wees om daar te kom. Ek gaan probeer om daar te wees. En dan voorbidding wat daar gedoen moet word, die lys op die bord sekerlik gesien, so asseblief kom ons bid maar vir elkeen wat gebed nodig het. En dan verjaarsdag, broer Erik het vandag verjaar, so dit het ek nou al gesê, ons kan hom nou nie geluk wens nie, en hy kan ook nie vir ons koek gee, so ons moet nou maar so aanvaar. En dan woensdagoggend om 9:00, ons gemeente bid hier by die kerk, 9:00, en dan volgende Sondag kry ek ook 'n kans om te preek. Kan nie glo. Eerste keer in Junie maand wat ek kan preek. Ek gaan met u praat oor die liggaam van Christus. Dit het die Here op my hart gelê met u te deel, so kom ons kom volgende week en ons geniet dit. En dan wil ek net gesien, dan word net gevra vir ons voedselprojek, asseblief dat as u ietsie het wat ekstra daar in die huis het, bring dit gerus saam en so dit daar agterkom as hulle sal gee, dit in die kas sit en dan gaan ons dit dan ook so versprei vir mense wat dan voedsel nodig het. En dan die laaste is die maandblad is daar op die tafeltjie daar aan die agterkant by die ingangsportaal. Neem vir u een, maar lees dit asseblief. Regtig lees dit. Daar is kosbare materiaal, kosbare inligting, kosbare gedeeltes wat daar vir ons deurgegee word. So asseblief kom ons geniet dit en gee dan net vir my en Pastor Stef, ek weet nie of jy iets het en jy hier wil versprei. Dis buite op die tafel, hulle kan vat daarso. Hulle kan daar vat gerus, daar is debietholders wat jy kan ondersteun, daar is, jy kan kontak ook gee, maar bring dit na die gemeente toe, ons sal dit, dan kry ons gemeente ook erkenning as ek reg is, was nog al die jare so gewees. Maar die Here seën vir u terwyl jy dan ook vir my net wag, oor dat ek die Heer kan baie dankie.